Ons gaan vandag 'n baie bekende gedeelte saamlees, die gedeelte wat gaan oor die Fariseer en die tollenaar, Lukas 18 vanaf vers 9 tot 14 wat ons gaan saamlees. Kom ons bid dat die Here vir ons sal help om sy woord te begryp vandag. Here, ons het in hierdie lied wat ons sopas gesing het, eintlik ons onvermoë uitgespreek om U na waarde te kan loof en te kan eer. Maar Here, ons glo dat U ook ons harte aanhoor as ons vandag verklaar dat U die een is aan wie al die lof en die eer en die dank toekom. En so aanbid ons U ook dan vandag. En Here, ons gebed is dat U weer eens U woord vandag op 'n besondere manier vir ons sal oopmaak. Here, dat aan hierdie gedeelte wat ons so goed ken, wat ons waarskynlik amper uit ons kop uit kan opsê, dat U vandag op 'n nuwe manier deur hierdie gedeelte met ons sal praat. Ons bid dit met die vertroue dat U sal doen wat ons vra. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Lukas hoofstuk 18 vanaf vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n Fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Geliefdes in die Here, ek lees onlangs van 'n predikant wat genooi is om in 'n sekere gemeente te gaan preek. En hy begin toe die oggend deur die gemeente te bedank dat hy daar mag wees, dat hy die woord van die Here aan hulle kan verkondig. En hy sê veral vir hulle dankie dat daar soveel fariseërs die oggend in die kerk is. Trouwens vertel hy vir hulle, hy het verneem dat daar geen gemeente is waar daar soveel fariseërs bymekaar is as juis in daardie gemeente nie. En daar het so 'n ongemaklike stilte geheers voordat 1 of 2 van die lidmate besef het dat hy eintlik besig is om met hulle die gek te skeer en hulle toe begin lag het. Want ons weet mos, om beskryf te word as 'n fariseer, kan ons nie as 'n kompliment beskou nie. Dis eintlik 'n belediging. Hoofsaaklik as gevolg van hierdie gelykenis wat vir ons in die Bybel opgeteken is, die een oor die Fariseer en die tollenaar. Inteendeel, as ons sou moes kies, dan sou ons eerder onsself met die tollenaar wou vereenselwig as met die Fariseer. Ek het al baie beleef as ek met iemand sou praat oor hulle verhouding met die Here en miskien iewers in die gesprek vir hulle sou sê, nou maar, sê vir my, hoe sou jy maak? Hoe dink jy moet mens maak as jy seker wil wees dat jy na jou dood by die Here sal wees? En dan telke male het mense vir my gesê, ek sal maar net sê,
wees my arme sondaar genadig. Want in hierdie gelykenis wat ons saam gelees het, is die fariseer die een wat verwerp word, en die tollenaar is die een wat gered word. Maar, en dit gaan ons nou deur die loop van hierdie preek sien, dinge is weer eens in hierdie gelykenis, soos met die ander gelykenisse wat ons al na gekyk het, nie so eenvoudig en so voor die hand liggend, soos ons geneig is om te dink nie. Kom ons begin, deur net so 'n bietjie dieper te gaan kyk na die twee hoofkarakters in hierdie gelykenis. In Jesus se tyd sou enige prediker wat die preek begin het, deur vir die mense te sê, baie welkom aan almal van julle, al die fariseërs wat in hierdie gemeente is, en ek is so bly dat daar soveel fariseërs in hierdie gemeente is, sou so 'n predikant in Jesus se tyd eintlik 'n held gewees het. Jy sien, ons is geneig om te dink dat die fariseërs 'n bose groep mense was. Maar oor die algemeen was dit nie so nie. Oor die algemeen was dit goeie mense gewees. Hulle het uitgeblink in hulle ywer om die Here te dien. Hulle het die wet en die profete, wat ons vandag nou ken as die Ou Testament, het hulle grootendeels uit hulle koppe uitgeken. Hulle het moeite gedoen om die voorskrifte van die Here tot in die fynste detail na te kom. En het sommer op die koop 'n klop ekstra reëls ook gemaak, om seker te maak dat hulle nie iewers iets doen wat teen God se wil is nie. Dit was vir hulle van die grootste erns, om seker te maak dat hulle die Here reg dien. Selfs Jesus maak melding van die fariseërs se toegewydheid. As hy daar in Matteus 5 vers 20 sê, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Om die waarheid te sê, as ons gaan kyk na hierdie twee hoofkarakters, sou ons eerder tuis gevoel het in die geselskap van die fariseer, as wat ons tuis sou gevoel het in die geselskap van die tollenaar. Jy sien, ons is baie geneig om hierdie tollenaar eintlik te verhef as 'n tipe ideaal waarna ons moet streef. Ons moet al hoe meer en meer soos die tollenaar word. So dink ons by onsself. Al hoe meer soos die tollenaar en al hoe minder soos die fariseer, sodat ons vir God aanvaarbaar kan wees. Maar geliefdes, die realiteit is dat ons juis nie soos die tollenaar is nie. Ons almal, vermoed ek, wat hier in die kerk sit, is eintlik baie meer soos die fariseer. Die fariseer, dit kan ek julle waarborg, sou baie welkom gewees het in ons gemeente. Hy sou heel waarskynlik op die kerkraad gedien het. Baie moontlik sou die fariseer die leier ouderling gewees het. En dit sou 'n gesiene en gewaardeerde persoon gewees het in die gemeente. Iemand na wie ons graag sou wou gaan as ons dalk in 'n probleemsituasie sit, iemand by wie ons wysheid sou gaan kry het. Iemand wat, as die dominee nie daar is die dag nie, heel moontlik die erediens sou gelei het. Dit is eintlik hoe die fariseërs opgetree het in Jesus se tyd. Want die fariseër se lewe was ten minste uiterlik onberispelik. Hy het alles gedoen. Trouwens, hy het meer gedoen as wat die wet van die Here voorgeskryf het en van hom vereis het. Waar die Ou Testamentiese wet van hom vereis het om 1 dag in die jaar te vas, doen hy dit sommer 2 maal elke week. Waar die wet vereis het dat hy 1/10 van sy salaris vir die Here moet gee, gee hy 1/10 van sy hele inkomste vir die Here. As daardie man in ons gemeente was,
het ons hom beskou as 'n geweldige, voorbeeldige persoon, 'n voorbeeldige gelowige, en ons sou onsself baie graag met daardie persoon vereenselwig het. En ons sou gevoel het, hierdie persoon dui die pas aan. Hy gee vir ons die voorbeeld van hoe 'n gelowige werklik moet leef. Maar broer en suster, met die tollenaar is dit 'n ander storie. Die gelykenis vertel nie vir ons wat hierdie tollenaar se voornaam was nie. Maar ek weet met sekerheid wat sy van was. Sy van was Gupta. Want die tollenaars was 'n veragtelike groep mense. Hulle was skelm. Hulle was agteraf, hulle was bovenal volksverraaiers. Hulle was self Jode gewees, hulle is deur die Romeine in diens geneem en dan moes hulle die tolgeld gaan versamel by hulle volksgenote. En dan het hulle baie meer gekry as wat hulle veronderstel was om te kry by die mense. Daardie tollenaars het skatryk geword deur voortdurend hulle volksgenote te bedrieg. Praat van staatskaping, daar het jy dit gekry. Dis hoekom ek sê, ek dink sy van was Gupta. En geliefdes, as ons nie die uiteinde van hierdie verhaal geken het, en ons almal weet hoe die verhaal eindig, maar as ons dit nie geken het nie, waarborg ek vir julle, dat nie een van ons met daardie tollenaar bevriend sou gewees het nie. En ek is bereid om 'n groot klomp geld te verwed, dat hy ook nie welkom sou gewees het in ons kerk nie. Want sien, tollenaars en sondaars was sinoniem met mekaar. Ons lees onder andere, daar's 'n hele klomp plekke waar dit staan, maar onder andere in Lukas hoofstuk 5 vers 30, die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by die disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Tollenaars is gelyk aan sondaars in die oë van die mense van daardie tyd. En dit is nie die tipe mens wat ons normaalweg in ons erediens sou wou verwelkom nie. Daai tollenaar sou buite bly staan het. En tog het hedendaagse Christene begin om die tollenaar in hierdie gelykenis te idealiseer. As ons net soos die tollenaar kan word, dan sal ons ook deur God regverdig verklaar word. So redeneer ons. Hoe slegter jy jouself eintlik kan maak, hoe meer hulpeloos jy kan voorkom, hoe groter is die kans dat jy uiteindelik deur God gered sal word. Jy moet jouself verlaag, jy moet jouself verneder voor God, net soos die tollenaar. Dan sal hy van jou hou. Ons hoor dit in die manier wat mense baie dikwels na hulle self verwys as nietige sondaars voor God. Ons het al daarna gekyk so 'n paar weke terug in Lukas hoofstuk 17 en daar die opmerking gemaak dat dit tog interessant is dat die Bybel nêrens praat van Christene as sondaars nie. Maar tog doen ons dit. Ons verwys na onsself as sondaars. Want so lyk dit vir ons, as ek myself net kan verneder voor God en kan klem lê op my sondigheid, dan sal die Here my vergewe. Ons hoor dit in die manier waarop baie mense hulle gebede afsluit. Vergewe ons menigvuldige sonde, amen. Maar as jy so 'n persoon so uitvra oor hulle sonde, wat is nou eintlik so 'n groot sonde in jou lewe, waarvoor jy elke dag moet vergifnis vra, dan weet hulle gewoonlik nie waaroor dit gaan nie. Eintlik weet hulle nie wat is so erg in hulle lewe verkeerd nie. Om die waarheid te sê, ten spyte van wat ons so maklik bely, is die meeste van ons redelik oortuig daarvan, dat ons lewens nie so erg is, soos wat mens voorgee nie. Begin jy iets van hierdie spanning
aanvoel in hierdie gedeelte. Ons probeer aan die een kant om voor te gee dat ons net so sleg soos die tollenaar is, sodat ons daardeur by God kan hoor dat ons saak met hom reg is. Maar aan die ander kant probeer ons voorgee dat ons lewens eintlik nie so sleg is nie. Dat ons lewens, om die waarheid te sê, meer ooreenstem met die goeie lewe van die Fariseer as wat dit ooreenstem met die slegte lewe van die tollenaar. Voor God probeer ons om die tollenaar na te aap. Wees my arme sondaar genadig. Maar voor mense probeer ons die Fariseer naaap, sodat mense daarom nou nie sal dink dat ons lewens regtig so sleg is, soos wat ons aan daardie gebed probeer sê het nie. Weet jy wat? Jy gaan nie noodwendig verlore gaan as jou lewe meer soos die Fariseer se lyk nie. En jy gaan nie noodwendig gered word as jou lewe eerder vergelyk kan word met die tollenaar se nie. En dit is nie waaroor dit gaan in hierdie gelykenis nie. Ek weet ons het vir onsself gesê, dis waaroor dit gaan, ons moet al hoe meer en meer soos die tollenaar word, maar dis eintlik nie waaroor dit gaan nie. Waaroor dit eintlik gaan, is met wie ek myself vergelyk as ek my lewe in oënskou neem. Jy sien, dis baie maklik om jouself te meet aan ander sondaars. As ek in die straat gaan en ek kom daar 'n dronkie of 'n dwelmverslaafde te, en ek gaan meet myself aan hulle, dan kan ek myself daarom lekker op die skouer klop en sê, wel, jy is daarom nie so erg soos daai mense. Jy het 'n klompie sonde in jou lewe, maar dis daarom nie so erg soos daai dronkie of daai dwelmverslaafde wat hier in die straat rondloop nie. Ek het daarom nog nie tot op daardie vlak gedaal nie. Ek is daarom so 'n bietjie hoër as dit. En dis presies wat die Fariseer gedoen het in hierdie gelykenis. Hy gaan meet homself aan die diewe en aan die bedrieërs en aan die egbrekers. En dan sommer op die koop toe gaan meet hy homself aan hierdie slegte tollenaar wat hier saam met hom in die tempel is. En hy weet, my lewe is daarom baie beter as daardie mense se lewe. En daarna gaan hy en hy rits al sy goeie hoedanighede af, hoe getrou hy vas en hoe getrou hy sy tiende gee, nog meer as wat eintlik van hom verwag word, en hy weet sommer by homself, hy het nou regtig 'n goeie indruk gemaak op die Here. En dan, wat vir die Fariseer nog eintlik wonderliker is dat God homself help om hierdie toets te slaag. Hoor hoe bid hy, o God, ek dank U, hoor julle, ek dank U, dat ek nie soos die ander mense is nie, die diewe, bedrieërs en egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Wat sou ek kon byvoeg van geld 'n afgod gemaak het, en self sy volksgenote beroof, en 'n volksverraaier geword het, deurdat hy hulle geld gesteel het. O God, ek dank U dat my lewe so goed is. So hy roep eintlik vir God as getuie in daarvan, dat sy lewe op standaard is. En God is in die oë van hierdie Fariseer absoluut regverdig. By God is daar nie iets soos regstellende aksie nie. Nee, mense word 100% op grond van meriete beoordeel om te bepaal of hulle saak reg is voor God of nie. En by die Fariseer is daar geen twyfel daaroor hoe God oor hom sal oordeel nie. Regmerkie, 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 10 uit 10 vir jou. Jy het baie goed gedoen. So glo die Fariseer. Maar geliefdes, die Fariseer maak 'n groot fout. God is nie soos hy dink nie. Ons word nie op meriete beoordeel nie.
In daardie opsig is God juis nie regverdig nie. En omdat die Fariseer homself so gruwelik misgis met die Here, sê Jesus vir ons, gaan hy uit die tempel uit as die een wie se saak met God nie reg is nie. En nou kom die tollenaar aan die beurt. En al wat hierdie tollenaar op hoop, is dat God asseblief tog net nie moet wees, soos wat die Fariseer gedink het, God is nie. Die tollenaar hoop by homself, dat God net nie regverdig sal wees nie, dat God wel regstellende aksie sal toepas, dat God asseblief tog net nie mense op meriete sal beoordeel nie. Want veel laer as die tollenaar gaan jy nie kry nie. En as die tollenaar homself boontoe begin meet, as die tollenaar homself aan God begin meet, dan weet hy, daar is geen kans dat ek geregverdig kan word op grond van my lewe nie. Daar's geen manier wat sy saak reggemaak kan word met God, as dit gaan oor sy lewe nie. En die wonderlike is, dat hierdie tollenaar in die kol is met hoe God is. God oordeel nie mense op grond van meriete nie, maar slegs op grond van genade. God is toe nie regverdig in hierdie opsig nie. As dit kom by sy oordeel, is God nie regverdig nie. En daarom, juis daarom, kan die tollenaar uit die tempel uitstap, as die een wie se saak met God reg is. Die Fariseer het geglo dat hy vir God baie beïndruk het met sy lewe. Maar hy was verkeerd. Sy ondergang het niks te doen daarmee dat hy gevas het, meer gevas het as wat nodig is, of dat hy meer gegee het as wat nodig is nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dis alles goeie dinge. Sy ondergang was dat hy homself gaan meet het teen ander mense, slegter as hyself. En daarom stap die Fariseer uit die tempel uit, sonder dat sy saak met God reg is. Sy geestelike hoogmoed het hom gekelder. Ten diepste is daar geen verskil tussen die Fariseer en die tollenaar nie. Albei is sondaars. Die verskil is dat die tollenaar besef het dat hy slegs uit genade gered kan word, terwyl die Fariseer geglo het dat God hom sal red op grond van sy goeie lewe en dat God se genade, met ander woorde, oorbodig geraak het. In 'n boek wat ek die afgelope week gelees het, Larry Osborne se boek The Accidental Pharisee, skryf hy op 'n plek: "The greatest danger is not becoming a notorious sinner, it is becoming a respectable sinner who no longer recognizes his need for grace." Die grootste gevaar lê daarin, nie dat ons as 'n verwerklike sondaar beskryf sal word nie. Die grootste gevaar is dat ons oënskynlik ordentlike mense is, wat dalk af en toe kleinerige sondes doen, en wat nie besef dat ons God se genade nodig het nie. Nou wie is ek en jy? Is ons die Fariseer of is ons die tollenaar? Nie een van die twee nie. Ons is wie ons is. Ons is mense. En ons is mense wat slegs op een manier gered kan word. En dit is deur God se genade. En daarom kan jy na God toe gaan, soos 'n kind na sy vader toe gaan. En of jy 'n soet kind is en of jy 'n stout kind is, maak regtig nie soveel saak nie. God aanvaar jou
soos wat jy is. Hoe jy na hom toe kom, so aanvaar hy vir jou. En hy tel jou op en hy druk jou teen sy bors vas, net soos wat die barmhartige Vader met die verlore seun gedoen het. En dan weet ons, dit is die enigste manier waarop jou saak met God reggestel kan word. Die Fariseër se uiteinde sou totaal anders gelyk het as hy maar net hierdie enkele waarheid kon begryp het. Die tollenaar het dit wel begryp en daarom het hy uit die tempel uitgestap as die een wie se saak met God reg is. Ons het nie nodig om soos die tollenaar te word nie. Asseblief tog nie. Moenie soos hy word nie. Ons moet alleen maar, soos die tollenaar, begryp dat ons niks het om aan te bied in ruil vir God se genade nie. Want God deel sy genade gratis uit aan elkeen wat daarvoor vra. Ook vir my en ook vir jou. Amen. Here, dankie dat U nie regverdig is, soos wat ons as mense daaroor dink nie. Dankie Here dat U ons nie op meriete beoordeel nie. Want ons weet, as ons eerlik na onsself kyk, sou ons nooit die toets geslaag het nie. Die een van ons nie. En Here, daarom beroep ons op U genade vandag. Oor elkeen van ons. En Here, as ons U genade in ons eie lewens aanvaar, dan bid ons ook dat U van ons genadige mense sal maak. Dat U van ons draers van U genade sal maak. Here, dat ons minder soos die Fariseërs sal wees wat ander mense beoordeel en dan ook sommer veroordeel in die proses. En dat ons meer sal wees soos die tollenaar wat na U kyk en weet dat elkeen van ons tekort skiet. Dat nie een van ons dit verdien dat ons gered word nie. Dankie dat U genade groot genoeg is om elkeen van ons vandag in te sluit. Amen.